Beoefen jou eie geloof vir wonderwerke. Volgens Markus 11 vers 22, vers 24. Jesus antwoord en sê vir hulle: Julle moet geloof in God hê, want voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Geliefdes, ons leef in 'n tyd waar baie mense afhanklik geword het van ander se geloof. Daar is niks daarmee verkeerd dat ander vir jou moet bid nie, maar daar kom 'n tyd wanneer jy self moet glo. God wil nie hê jy moet jou hele lewe op iemand anders se geloof leef nie. Hy wil hê jy moet jou eie geloof ontwikkel. Daar is wonderwerke wat eers sal gebeur wanneer jy self op God vertrou. God het aan elkeen 'n maat van geloof gegee. Volgens Romeine 12 vers 3. God het aan elkeen die maat van geloof toebedeel. Luister, die Bybel sê nie sommige mense het geloof ontvang nie. Dit sê elkeen het geloof ontvang. Die vraag is nie of jy geloof het nie. Die vraag is, gebruik jy dit? Net soos 'n spier sterker word deur oefening, so word geloof sterker wanneer dit gebruik word. Geloof wat nooit gebruik word nie, bly swak, maar geloof wat geoefen word, dit groei. Geloof kom deur die woord van God, volgens Romeine 10 vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. As jy groot wonderwerke wil sien, moet jy groot en baie tyd in God se woord deurbring. Jy kan nie die hele week na negatiewe dinge luister en Sondag groot geloof verwag nie. Vul jou gees met die woord van God, die beloftes van God, getuienisse van God se krag. Hoe meer woord jy inneem, hoe sterker word jou geloof. Geloof word geoefen deur op te tree. Baie mense wag totdat hulle geloof voel, maar geloof is nie 'n gevoel nie. Geloof is 'n daad van vertroue. Toe Petrus uit die bootjie uitklim, het hy nie eers die wonderwerk gesien nie. Hy het eers gestap. Toe het die wonderwerk gebeur. Sommige mense sê, wanneer God die wonderwerk doen, sal ek glo. God sê, glo eers, dan sal jy sien. Die vrou met die bloedvloeiing het haar eie geloof gebruik, volgens Markus 5 vers 34. Dogter, jou geloof het jou gered. Jesus het nie gesê, my geloof het jou genees nie. Hy het gesê, jou geloof. Vir 12 jaar het sy gelei, maar toe sy Jesus aanraak, het haar geloof die wonderwerk losgelaat. Vandag sê die Here dieselfde, gebruik jou geloof. Moenie wag vir iemand anders om namens jou te glo nie. Raak self aan Jesus se soem vandag. Geloof praat, volgens 2 Korintiërs 4 vers 13. Ek het geglo, daarom het ek gespreek. Wat kom uit jou mond? Praat jy vrees? Praat jy nederlaag? Praat jy onmoontlikheid? Of praat jy geloof? Praat jy hoop? Praat jy God se beloftes? Jy kan nie heeltyd negatief praat en positiewe resultate verwag nie. Begin om God se woord oor jou lewe te spreek. Sê, God is met my. Ek sal nie moed verloor nie. God sal voorsien. Niks is vir God onmoontlik nie. Geloof word getoets. Elke geloofsheld het toetse gehad. Abraham moes wag. Josef was verraai.
Dawid was vervolg, Daniel was in die leeukuil gegooi, maar hulle het aangehou glo. 'n Geloof wat nooit getoets word nie, kan nie groei nie. Wanneer die storm kom, beteken dit nie God het jou verlaat nie. Dit beteken dikwels dat jou geloof besig is om sterker te word. Wonderwerke gebeur wanneer geloof aan die werk is. Jesus het baie keer gesê, volgens julle geloof sal dit vir julle wees. God reageer op geloof, nie op titels nie, nie op status nie, nie op menslike vermoë nie, maar op geloof. Wanneer geloof God ontmoet, gebeur wonderwerke. Berge word versit, deure gaan oop, genesing vind plaas, onmoontlike situasies verander. Moenie moed opgee nie, voordat jou wonderwerk gebeur het nie. Die grootste fout wat mense maak, is om op te gee, net voor die deurbraak. Die duiwel wil hê, jy moet moed verloor, maar God sê vandag, hou aan bid, hou aan om te glo, hou aan om te vertrou, hou aan om aan te hou op God se woord. Die wonderwerk is dikwels nader as wat jy dink. Vandag vra God nie, hoe groot is jou probleem nie. Hy vra, hoe groot is jou geloof in my? Jou probleem mag dalk groot wees, jou berg mag dalk hoog wees, jou situasie mag dalk moeilik wees, maar jou God is groter. Moenie net op ander mense se geloof staat maak nie. Oefen jou eie geloof, gebruik jou eie geloof, vertrou jou eie God en kyk hoe hy die onmoontlike vir jou moontlik maak. Ek wil vandag vir iemand 'n oproep doen. Miskien het jy moed verloor, miskien het jy opgehou glo, miskien wag jy al lank vir 'n wonderwerk. Vandag sê die Here, moenie opgee nie, glo net. As jy jou geloof opnuut in Jesus wil plaas, kom na vore en steek jou hande op. Ek wil vandag hê dat iemand saam met my moet bid. Here Jesus, vergewe my waar ek getwyfel het. Ek kies vandag om U te vertrou. Versterk my geloof. Help my om op U woord te staan. Ek glo dat niks vir U onmoontlik is nie. Ek ontvang vandag nuwe geloof vir my wonderwerk in Jesus se naam. Ek wil saam met iemand 'n gebed bid vandag. Hemelse Vader, ons dank U dat U steeds die God van wonderwerke is. Versterk elke persoon se geloof. Waar daar twyfel is, bring vertroue. Waar daar vrees is, bring geloof. Waar daar siekte is, bring genesing. Waar daar gebrek is, bring voorsiening. Laat elkeen leer om sy eie geloof in U te plaas en U groot dade te aanskou en te verwag. Ons glo dat U dieselfde is gister, vandag en tot in alle ewigheid. In Jesus magtige naam, met baie dankseggings. Amen en amen.